Hey everybody, I'm back. Episode 2. You saw episode 1 of my water and electricity dilemma, and I explained to you like the situation, how I got into it, tampering and all that stuff. How I paid my first bill. The first bill was around about 90,000 or 70, from 70 to 98. Between that thousand, and I paid that finish September 2025 at the beginning of September, and then they sent me a second electricity fine of, let me just check over here, 110,856 rand 52 cents. That's my electricity, and because I had to pay the previous fine. That was about 10,000 rand I paid every month, my electricity, and that made me fall behind on my water. And when I thought I finished my electricity fine, and I got 1 month of normal electricity, and then I thought, okay, cool, I'm out of it, and so I can focus on the water. So my electricity was about 3,000 rand a month. And I saved about 7,000 rand. So I thought I'm going to put that 7,000 rand, I'm going to split it up and put it on the water bill to get rid of the water bill also. But then in that process, while I was paying my electricity fine, they gave me an option of indigent for my water, so they can scrap my water like fully, and I can start my water from over again. So I'm busy. They sending me all this. I emailed the water department account. I think it's in Pretoria or something. I emailed them. They start helping me. They say, okay, cool. All you need is this form, this form, this form. They send me the indigent forms. Let me just show you. Let me get this indigent forms over here. So they sent me the indigent forms and told me like certain stuff I have to fill in, and like this undertaking to pay debt, and the whatever undertaking, as you can see there, undertaking to pay debt. So ek is op besig om my te betaal sin sy undertaking of debt. En toe na hy te stuur van my die vorm sê hulle nou kyk cool, as jy die invul, dan kan ons dan jou waterbil skryf, sien hulle die indigent form. Sien hulle het toe vir my die indigent form. Okay, ek vul toe alles mooi in, elke ding, elke blokkie, gaan toe na die walking toe, dat hulle vir my kan wys ook hoe om die ding mooi proper in te vul, want ek wil het nie helemaal weer terug vir my stuur en sê, okay, maak weer 'n kopie en vul het so en so in, because jy het het verkeerd ingevul. Sien jy? As jy eintlik 'n guide online wat vir jou wys hoe om die indigent form in te vul. Sien jy, so vul toe alles in, stuur vir hulle my affidavits that I'm not working, ek stuur toe proof of income en wat jy inkry en wat jy uitgee, dat het nou kan sens maak, hoe jy kan vir hulle, wat sy naam, as die ding geskryf is, dat jou water nou kan normaal betaal, en sy nie weer in die strand beland, wat ek nou gebeland het. Okay, ek is toe happy, okay cool, ons gaan nou week. En toe wat het nog een bonus in September, toe was ek klaar ook betaal met die electricity fine, so hy beteken, good shot, ek het nie meer die electricity nie, ek gaan nou van fresh electricity begin, ek begin nou klaar fresh met electricity, so fresh gaan ek begin met die water, en dan I'm sorted out, dan kan ek lewe, dan kan ek weer my kinders kos koop, ek kan hulle weer lekker klere koop, en sulke goed soos die, ek kan nou normal lewe, sien sy, normal lewe, dat my kinders nie scripts meer eet en lewe op geleende klere en sulke kakkie. Okay, wat, sien sy, nou gaan toe aan, 1 maand normaal betaal, toe in die middel van die next maand, Oktober, in die middel van Oktober, toe kom, nee, ek lieg, was September normaal, Oktober normaal, toe na by die begin van November, en toe stuur hulle vir my, toe sê ek nog besig om die indigent forms lekker in te vul, stuur die indigent forms en allemaal die goedes, en hulle sê toe vir my, wow, we have to stop. Ons sal jou nou die indigent gegeet, maar ons moet stop, because here pops up another fine. Sorry, got a phone call. Okay, ek is terug. So, hulle help my toe met die indigent form, maar toe ek nog dink ek gaan my indigent kry, dat hulle my waterbill kan skryf, dat ek van oor af kan begin, dus hulle vir my, wow, is a problem. En sy het dat nou net opgepop,
dat sy electrical tampering fine het. Toe sê ek, no, I paid that already. Sien sy is klaar betaal, skoon, ek het nou terug gaan na normal electricity toe en bla bla bla. Hulle sê te my, no. Gaan maar na jou walk-in toe en vanuit waar gaan nie aan. Gaan toe na die walk-in toe, council walk-in toe, gooi toe in. Hulle vraag toe, hey, sê wie jy? Sien sy, so, wanneer die mense nou van my begin ken al en hulle weet toe ek try my beste om die ding te solve. En hulle sê toe, wat is verkeerd? En ek wys vir hulle toe die ding wat sê, there's electricity penalty on your name en al die goedes. En hulle gaan check toe op die files op die computer en hulle sê toe, ek sê toe, is dit nie a faulty or something? Hulle sê toe, nee, dis jou second fine. En toe, my second fine is toe die enige wat ek kry van 100 en wat ewe dinge sê. Sien sy die ding. Hy wys toe vir my toe, daar's die second fine. Sien sy, en die is nie vir jou fine betaal, maar nou moet jy jou length van tempering, moet jy nou, die kost moet jy nou cover. Ek dink toe, hoe gaan ek nou die betaal, sien sy. Hulle sê toe, okay, cool, so my check, soos hulle kan sien op die system, hulle eerste van my heeft gevat 50%, ja, keer van as ek electricity gekoop het, maar die keer gaan hulle 69% vat, van my ding, so is een beetje meer, sê hy. Ek sê, een beetje meer is baie meer, sê hy. Ek test toe uit, ek koop toe krag, en kry toe, dis nou die rechte maand, denk ek. Ek kry omtrent, hoeveel nou? Sê maar 30 units vir 500 rand. 30 units hou toe van my, sê maar een dag, het hou my 1 dag. So, dat beteken, ek moet nou begin, ek koop 2000 rand sy krag, soos ek julle gewys het, hierso. So, jy kan sien op my slippie, 2000 rand sy krag, en dat hou van my 4 tot 5 dae. Dat is hoe ek electricity gebruik. 4 tot 5 dae. Nou, fik ek het uit, okay, as ek moet nou 4 of 5 dae so met electricity koop, moet ek mos nou, as ek het mooi optel, as het 12.000 rand, nie meer 10.000 rand nie, 12 to 13.000 rand, sien sy, ja, come on, vir electricity. En, nou sien ek my waterbil, as die nou, in DJ was geskrap nou, because hulle het het gecancel, because van die electricity fine, so nou beteken het, ek moet betaal, ja, come on, 7 to 8.000 rand op my water. Soos julle kan sien, ek gaan nou die waterbal opsit, ek gaan julle laat zoom, dat julle kan sien, ek betaal 7.000 amper 8.000 rand per maand. So 7.000 plus 13.000 of 12.000 gaan vir my gee, omtrent 20.000 rand moet ek elke maand betaal, vir electricity en water combine. Nou moet julle mooi vir julle self in my ding sit, 'n persoon wat unemployed is, wat odd jobs doen en goed is, ek skiet music videos, ek maak recordings, audio recordings, en ek skiet soos die Facebook videos en YouTube videos en TikTok videos, content creator, en het bring net genoeg in dat ek kan eet en dat ek 'n bietjie kan cover van die goed is. Ek het tenants in die huis toe gekry moes nou, om die electric bill te cover. Sien sy, en soos julle weet, alle tenant geld gaan vir electricity, en hy was 10.000 die eerste keer. Sien sy, alles gaan vir electricity. So is 10.000 rand gewees. Verstaan julle? En nou is het dan nou meer 12.000, waar ek nie weet waar ek geld kry nie, en nog die water se geld bo op die, so hy is 20.000, en nog my home loan wat ek moet betaal. So, altesaam, dink net 'n persoon wat 'n normal wages kry. 'n Normal wages by 'n plek, like nie, like, sy's 'n corporate boss of 'n accountant of so, 'n normal week het. Soos 'n persoon ek wat nou 'n normal week sal kry. En by my laaste week het ek omtrent gekry 5.000 rand as hulle alles gedetect het. 5.000 rand vir my week as 'n janitor by 'n hotel. En toe, nou check die bill is 20.000 rand per maand vir 3 tot 4 jaar moet ek hy betaal. En as 'n normal weker wat 5.000 rand earn, hoe gaan ek hy betaal elke maand? How? Even persoons kyk na jou wages en dink 20.000 rand moet jy betaal vir jou water en vir jou electricity elke maand. En dan stuur hulle threatening letters mos nou om vir my te sê, like,
If you don't pay, we gaan kyk of jy die brief kan, die blaai kan kry. If you don't pay, we are disconnecting your water instantly. Hier is dit. You in arrears.